Jy kan jou sitplek neem baie dankie. Is daar iemand in hierdie plek wat kan sê, ek ervaar God se teenwoordigheid? Steek jou hand. Ek wil vanmôre met jou praat oor wie is hy vir jou. Vanmôre word oor die wêreld word hierdie dag gevier as Palmsondag. Mattheus 21 vers 8 sê hierdie woorde, hy sê, en die grootste deel van die skare het hulle klere op die pad oopgegooi en ander het takke van die bome afgekap en op die pad gestrooi. En die skare wat voorgeloop en wat gevolg het uitgeroep en gesê, Hosanna vir die seun van Dawid. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste hemele. En toe hy in Jerusalem inkom, het die hele stad in opskudding geraak en gesê, wie is hierdie man? En die skare sê, dit is Jesus, die profeet van Nasaret in Galilea. Nou, hierdie optog van Jesus se inkom in Jerusalem is al reeds tussen 400 en 500 jaar voor die tyd geprofeteer. Sagaria 9 vers 9 sê, verheug jou grootliks, o dogter van Sion, juig, o dogter van Jerusalem, kyk, jou koning kom na jou, regverdig en 'n oorwinnaar is hy, nederig en hy ry op 'n esel, op 'n jong esel, die foal van 'n esel. En as jy gaan terugkyk in Matteus waar Jesus vir sy disippels gesê het, gaan na hierdie dorp toe en julle gaan 'n esel vind met sy foal. En as die mense vir julle vra, dan moet julle net sê, die Here het hom nodig. En hoe het gebeur dat hy uiteindelik nie op 'n perd inkom, maar dat hy op 'n foal ingekom in Jerusalem, presies soos die profesie gesê het sal gebeur. En die amazing ding van wat hier gebeur is, 'n triomftog was vir die Jode nie iets vreemds nie. 'n triomftog was deel van hulle geskiedenis. Wanneer een koning oor 'n ander koning die oorwinning behaal het, dan het hulle 'n groot optog daarvan gemaak. En hierdie koning en sy manskappe is voor die hele volk geparadeer. En daar's 'n groot fees gemaak van hierdie oorwinning wat dan behaal is. En selfs vandag, as ons Springbokke gaan speel en hulle wen die wêreldbeker, wat doen ons? Ons hier die dubbeldekker bus, mense kry op die lughawe en op hierdie dubbeldekker bus ry hulle deur die strate en almal vier die Springbokke se oorwinning. En dis amper hierdie tipe van beeld wat ek en jy kry wanneer Jesus op daai donkie afkom in Jerusalem. En die mense begin hulle klere voor hom uit te gooi en mense begin palmtakke voor hom uit te gooi en die palmtakke te waai en hulle begin hom uit te roep. En Matteus 21 vers 8 beskryf dit so, hy sê die grootste deel van die skare het hulle klere op die pad gegooi en ander takke van die bome afgekap en op die pad gegooi. Die skare wat voorgeloop het en die wat gevolg het uitgeroep, Hosanna vir die seun van Dawid, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here en hulle skree dan uit Hosanna. Johannes 12 vers 12 beskryf weer so, hy sê die volgende dag het 'n groot menigte feesgangers toe hulle dit hoor dat Jesus na Jerusalem kom, palmtakke geneem en uitgegaan om tegemoet en geroep
geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, die koning van Israel. Nou daai woord Hosanna is afgelei van die Hebreëse woord Yasha, wat beteken om vry te wees. Dit beteken om oop te maak, om veilig te wees, om gered te word. En eintlik wat hulle geskree is, red ons, bevry ons. Nou op daardie stadium was die Jode onder Romeinse beheer. En dit beteken hulle verwagting was dat die koning wat kom, gaan hulle van daai Romeinse beheer kom vry. En hulle was opgewonde. Dat hier kom die koning. Die profesie word vervul. Dit wat Sagaria gesê het, is besig om te gebeur en dit beteken die woord is besig om waar te kom. Ons leef nou in 'n tyd wat ons sien en dit wat gebeur tussen Israel en Amerika en Iran en al hierdie goed wat gebeur is vervulling van profesie wat ons in vervulling sien kom. En dan moet ons weet, net soos wat Jesus se eerste koms opgewondenheid gewek het, is Jesus se tweede koms besig om opgewondenheid te wek. Want mense lees die tekens, hulle sien die tekens en dit beteken ek en jy kan maar verwag, binnekort gaan Jesus weer kom. Amen. Geen Here bietjie lof vir vandag. Maar hier skree Hosanna, red ons, koning van die konings, seun van Dawid, kom en kom red ons. Maar snaaks genoeg 5 dae later, sal dieselfde mense skree, kruisig hom. Hierna was 'n tyd wat Jesus in sy eie stad was, Nazareth. En hy's besig om hulle te leer. En hy's besig om wonderwerke te doen en die woord van die Here sê, mense het begin vra, is hy dan nie die seun van Maria? Ken ons dan nie sy broers nie? En sy susters, is hulle nie hier van ons dorp? En die woord van die Here sê, hy kon verder nie meer wonderwerke doen nie, vanweë hulle ongeloof. Hulle het vasgekyk in sy menswees. Hulle het vasgekyk in wie hy op daardie stadium was. En hulle kon nie sien wie hy is. En hulle kon nie glo wie hy is. En hulle kon nie aanvaar dat hy is God se seun wat vir my en vir jou gestuur is. En die Here Jesus kon selfs in daardie omgewing kon hy nie doen wat hy moes doen en wat hy graag wil doen vanweë hulle ongeloof. Maar hier is die mense. Nou wil ek gou vir jou sê, ek en jy kan nie verwag dat iets moet gebeur as ons nie 'n verwagting het. Ek en jy gaan alleenlik God in operasie begin sien wanneer ek en jy 'n verwagting het, wanneer ek en jy in ons harte daar 'n verwagting is dat my God kan, my God wil, my God gaan. En ek en jy moet vanmôre kan hoor en dat kan leer. Maar die vraag is, wie was hy vir hulle? En dan ek en jy dan sal leer uit wie was hy vir hulle. Matteus 21 vers 10. Hy sê toe hy in Jerusalem inkom, het die hele stad in opskudding geraak en gesê, wie is hierdie man? En die ander antwoord, nee, hy is die profeet van Nazareth in Galilea. En Nazareth kon hy nie iets doen nie, want sy eie mense het in hom geglo nie. En Jesus het self gesê, in my eie, 'n profeet word nie geëer in sy eie land en in sy eie mense. En in Nazareth kon hy nie iets doen nie, maar nou kom hy in Jerusalem en hier's 'n verwagting. Hy gaan vir ons iets doen, hy gaan ons bevry, hy gaan ons red. Hosanna, red ons Here. En hier kom hulle. En hulle begin om te sê, dis hy, die profeet van Nazareth in Galilea. Daar's 'n lied. Kyk gou hier. Net na hier, kyk of na die volgende een. Die volgende een sê,
The King is coming. The King is coming. I can hear the trumpet sounding, and now his face I'll see. The King is coming. The King is coming. Praise God. He's coming for me. Ken julle daai wysie? The King is coming. The King is coming. I can hear the trumpet sounding, and now his face I'll see. The King is coming. The King is coming. Praise God. He's coming for me. Amen. Amen. Nou sê Johannes 12 vers 15 tot 16, hy sê moenie vrees nie, dogter van Sion, kyk jou koning kom en hy sit op die vel van 'n esel. Dit het sy disippels eers nie verstaan nie, sê die woord. Sy disippels kon dit nie verstaan nie, eers na die tyd kon hulle regtig begryp, maar dis wat die woord gesê, dis wat Sagaria bedoel het, dis wat die woord dan uiteindelik vir hulle voor die tyd kon sê, en hulle sien dit voor hulle oor, maar hulle kan dit nie sien nie, maar weet jy wat, daai selfde disippels het een vir een weggegaan toe Jesus aan die kruis gaan hang. Net Johannes het tot by die kruis gebly, Petrus het hom verloon. Hulle kon dit nie sien nie, eers na die tyd, toe kon hulle sien wie Julle onthou die storie van waar hulle op die skip was en die storm op die see gekom het en Jesus was in die slaap in die boeg en toe die storm so erg word, toe gaan maak hulle hom wakker en sê, Here, gee nie om dat ons vergaan. En Jesus het opgestaan en vir die wind gaan bestraf en nou hy omdraai sê vir julle klein gelowiges. Julle klein gelowiges. Julle kon gedoen het wat ek gedoen het, as julle geglo het wat ek geglo het. En hier kom hy en hulle vra dieselfde vraag, wie is hy tog dat hy die winde kan bestraf? Ons weet later sou Petrus daai vraag ook antwoord toe daar gevra word, maar kom ons kom nou daarby. 'n jong blinde man. Jesus vra van my vraag, Jesus maak 'n jong man wat blind gebore was, maak hy gesond. En die mense vra, hoe is dit moontlik? En hy sê, ek weet nie hoe dit gebeur nie, al wat ek weet, 'n man het in my oog gesmeer en ek is gesond. En hulle sê vir hom, hy het dit op 'n Sondag gedoen, hy het op 'n Saterdag gedoen. Hy's 'n sondaar. Sê, ek weet nie of hy 'n sondaar is, nog nooit het ek gehoor dat 'n sondaar mense kan gesond maak, veral nie iemand wat blind gebore was. Al wat ek weet is, ek is gesond en ek kan sien. Die Fariseërs het vir hom gesê, wie is jy om vir ons te kom leer? Hulle wil hom al verwerp. Al wat hy weet is, ek kon nie sien nie, maar nou kan ek sien, en Jesus kom staan voor hom, en Jesus sê vir hom, glo jy in die Seun van God? En hy vra hierdie vraag, wie is hy tog? Hy sê vir hom, waar is julle geloof, maar hy was verbang en verwonder, en hy het vir my, ekskuus, Jesus het gehoor, dat hy hom uitgeban het, en toe hy hom kry, sê vir hom, glo in die Seun van God, of glo jy in die Seun van God? En die antwoord is, Here, dat ek in hom kan glo. Jesus het hom gesien, en dit is hy wat met jou spreek, en toe sê hy, ek glo Here. Ek glo Here. En hier is die vraag, wie was hy vir hulle, en wie is hy vir my en vir jou vanmorgen? By die put, kom hy by 'n vrou in Johannes 4 vers 10, en Jesus sê vir die vrou by die put, as jy die gawe van God geken het, en geweet het wie hy is, wat vir jou sê, geef vir my water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou die lewende water gegee het. En ons ken die storie van die vrou by die put, waar Jesus vra, sê, gaan roep jou man, en sy sê, ek het nie 'n man nie. Hy sê, jy het reg gesê, jy het 4 mans gehad, en die man wat jy nou het, is ook nie jou man nie. Sy sê, Here, ek kan sien dat jy 'n profeet is. En omdat Jesus toe met haar deel kom, sy agter, maar hierdie is nie net 'n gewone man nie, hierdie is ook nie net 'n gewone profeet nie. En toe Jesus se disippels daar aankom, toe gaan sy terug dorp toe, en sy gaan sê vir hulle, ek glo, ek het die Messias ontmoet. En sy gaan terug, en 'n vrou wat sy lewe nie eers 'n goeie lewe was nie,
'n vrou wat nie 'n voorbeeldige lewe gelei het nie. 'n Vrou gaan en sy gaan wees een van die grootste evangeliste en die hele dorp kom na vore om te kom hoor wat hy wil sê. En na die tyd toe sê hulle, ons glo nou nie meer op grond van wat jy ons vertel het nie. Ons het self gesien en ons het self gehoor en ons glo dat hy is die Messias. En ek wil vir jou sê, wie glo jy is hy vanmôre? Dat ek en jy vanmôre sal sê, dis wie hy vir my is vanmôre. Die disippels daar in Lukas 9 vers 18, toe Jesus vir hulle vra, hy sê toe hy besig was om alleen te bid, was die disippels by hom, en hy vra vir hulle, wie sê die skare is ek? En hulle antwoord, Johannes die Doper, en ander sê wie Elia, en ander sê een van die ou profete wat opgestaan het, en Jesus vra vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Petrus antwoord en sê, u is die Christus van God. En Jesus sê vir hom, Petrus, vlees en bloed het nie aan jou geopenbaar nie. Dit kon net my Vader in die hemel wees wat hierdie openbaring vir jou gegee. Dis wie hy vir hom was. En hier is die vraag vir my en vir jou, wie is hy vanmôre? Vir my en vir jou. Dat ek en jy vanmôre daai vraag vir onsself sal aandoen. Ons lees van Herodes wat in Lukas 9 vers 9, waar Herodes gesê het, Johannes het ek onthoof, maar wie is hierdie man van wie ek sulke dinge hoor? En die woord van die Here sê, hy het probeer om hom te sien. Kan ek gou vir die kerk sê, as jy gaan opgewonde wees oor Jesus in die openbaring, is daar mense wat gaan vra, wie is hy? Dat ek wil hom ook sien, ek wil hom ook ontmoet. En God soek vanmôre manne en vroue wat opgewonde kan wees oor wie is hy. En dat ek en jy vanmôre sal kan gaan vertel, wie is hy vir my? Ons lees van Paulus. Die Paulus tot bekering kom daar in Handelinge 9 vers 5 te vra ook die woorde, wie is u Heer? Jy onthou, Paulus op pad was na Damaskus om die Christene te vervolg, en hy sien hierdie verblindende lig, en hy word van sy perd af gegooi, en die Here praat met hom, en sê vir hom, Paulus, dis vir jou moeilik om teen die prikkels te skop. En hy vra vir hom, Here, wie is u? Hy sê, ek is die Christus wie jy vervolg. En daarna vra hy die mooiste vraag, Here, wat wil jy moet ek doen? En hy sê vir hom, gaan na die naaste dorp, en ek sal 'n man stuur, wat vir jou kan bid, en daar is hy genees, hy is gevul met die Heilige Gees, maar daai dag was Paulus se omdraaidag, daai was sy bekeringsdag, daai dag was die een wat hy vervolg het word uiteindelik, die een wie hy die meeste lief het. Amen. En dis wie hy was vir hom, vir die blinde man, daar in Markus 10 vers 47, sê die woord van die Here, toe hy hoor dat Jesus die Nasarener was, begin hy om uit te roep en hy te sê, seun van Dawid, wees my barmhartig. En ons weet die disippels het hom probeer bestraf en hom probeer stil maak. Maar het al hoe harder begin uitroep en te sê, seun van Dawid, wees my barmhartig. En ons weet, Jesus het hom laat roep, en toe hy nader kom te sê, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? En hy wil sê, dat ek kan sien. En daai dag is hy nie net meer die seun van Dawid vir hom nie. Hy is sy geneesheer. Hy is El Shaddai, die algenoegsaam God. Hy is Jehovah Jireh, die God wat my gesond maak. En hy leer hom ken op 'n ander wyse as wat hy hom voorheen geken het. Maar daar was by hom 'n begeerte. Ek ken hom as seun van Dawid, maar ek wil hom ken as meer. Die soldaat by die kruis in Markus 15 vers 39 sê die woord van die Here, toe die offisier wat reg voor Jesus gestaan het, om die laaste asem sien uitblaas, het hy gesê, hierdie man was werklik die seun van God. Nou ons weet nie hoe naby het daai soldaat gestaan en kon hy alles hoor nie. Maar miskien kon hy hoor toe hy vir daai man wat langsom aan die kruis sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Miskien kon hy hoor toe Jesus uitgeroep het en gesê het, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Miskien was hy daar om te hoor dat Jesus uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Maar die uiteinde daarvan is, toe Jesus sy laaste asem uitblaas, was daar die soldaat oortuig
Dit is die seun van God. En ek en jy moet vanmôre vir onsself die saak uitmaak, wie is hy regtig vir my? Markus 8, of Matteus 8 vers 29, lees ons, waar die demone uitroep en skielik het hulle begin skreeu, wat het u met ons te doen, seun van God? U het hierheen gekom, of het u hierheen gekom om ons voor die tyd te pynig? Kinders van God, ek lees in hierdie week, of hoor in hierdie week, nou ek beveel nie aan dat jy te veel op TikTok is nie. Dan sien ek goeie dinge en slegte dinge ook, maar een van die dinge is 'n man met die naam van Dr. Todd Phillips. Hy was 'n pastoor van 'n charismatiese gemeente en hy is besig om op TikTok die wêreld te vertel, hy is besig met 'n deconstruction of Christianity. Hy is besig om te deconstruct, hy is besig om weg te weeg, hy glo nie meer in Christendom nie, hy glo nie meer in die God van die Christendom nie, hy glo ook nie in die duiwel of in die hel nie, hy is totaal besig om weg te beweeg daarvan en hy is besig om ander mense met hom saam te sleep. En nou wil ek vir die kerk sê, hier in my hart, kom daar 'n dringendheid, ek moet by die huis kom, om vir ons kerk te kom vertel, as jy nie gaan weet wie Jesus is nie, en jy gaan nie sterk staan in wat jy glo nie, en jy is nie vanmôre oortuig dat Jesus Christus is jou verlosser en jou saligmaker nie, dan gaan 'n pastoor soos hierdie, wat teruggeval het en wat hy noem deconstruct, en weet nie wat die woord van die Here sê in Tessalonisense, daar in die laaste dae sal daar 'n afval kom. En ek wil hierdie kerk vanmôre smeek, moenie toelaat dat die duiwel dit reg kry, want wat kos dit? Dit kos net een pastoor wat jou nog teleerstel, dit kos jou net een gemeentelid wat jou dalk teleerstel, dit kos net een gebed wat nie beantwoord word nie, dit kos een familielid wat sterf en jy kan nie verstaan hoekom het die Here dit toegelaat nie, dit kos een insident om jou te laat glo wat hierdie ou glo, God is nie lief vir jou nie, God is nie aan jou kant nie, God kan nie red nie, God is nie 'n God wat ons beste instoor het nie. En ek wil vanmôre vir die kerk sê, moenie toelaat dat jy gedeconstruct word nie, moenie toelaat dat jy afval nie, maak vanmôre seker wie jy glo, Jesus Christus is. Amen. En ek wil vanmôre vir jou sê, dit is nie goed genoeg om net te beweeg van een kerk na 'n volgende kerk nie. As jy in die AGS is, waar jy voorheen in 'n ander kerk was, is dit nie goed genoeg nie. Jy het 'n persoonlike ontmoeting met Jesus Christus nodig. Jy het vanmôre nodig om te weet wie is die seun van God. Jy moet hom vanmôre ken as jou verlosser en saligmaker. Jy moet vanmôre oortuig wees wie hy is. Amen. En ek en jy moet kan weet, as die duiwel dit kan regkry om pastore te laat terugval, en pastore te laat omdraai, en 'n pastoor te laat nie meer glo in die bloed van die lam, en die bloed van Jesus Christus nie, en jy sal sien hoe hy stelselmatig begin om sekere goed te vra, soos, hoekom sal God dit toelaat? As hy dan 'n God van liefde is, hoekom sal hy dit doen? As jy 'n pa is, sal jy toelaat jou seun vir iemand anders sterf? Dan wil ek vir jou sê, ons kan nie God vergelyk met ons as mense nie. Ons het van die begin af bewys, ons as mense is nie betroubaar nie, maar ons God is. Ek het nodig dat jy vanmôre kan glo, maar dat jy vanmôre weet, wie is hy vir jou? Vir sommige was hy die verlosser, vir sommige was hy geneesheer, vir sommige was hy net daai een wat naby was. Kom, ek kan dit gou vir jou iets sê. Ons verwagting van wat hy vir ons moet doen, gaan baie keer bepaal wie hy vir ons is. Wat wil jy hê moet hy vanmôre vir jou wees? Het jy vanmôre redding nodig? Verwag dat hy jou verlosser sal wees. Het
Het jy vanmôre genesing nodig? Verwag dat hy jou geneesheer sal wees. Het jy vanmôre God se voorsiening nodig? Verwag dat hy jou voorsiening sal wees. Maar hy die Here vanmôre wees. Alles. Hebreërs 11 vers 6 sê sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Maar hy wat na God toe gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Jy moet kan glo hy bestaan en jy moet kan glo hy's 'n beloner van die wat hom soek. As jy God gaan soek, gaan jy hom vind, gaan jy hom kry, gaan hy vir jou onderneem, gaan hy vir jou voorsien. 2 Timoteus 3 vers 16 sê die woord, hy sê die hele skrif is deur God gegee en is nuttig tot lering, tot regwysing, tot weerlegging, tot onderwysing in die geregtigheid. Hy sê sodat elke mens volkome kan wees, vir elke werk volkome toegerus. En ek wil vir jou sê, kan ek jou net terugvat na die Dr. Todd Phillips, dit gaan nie oor hom nie, en ek wil eintlik jy moet sy naam vergeet, want ek wil hê die naam wat jy moet onthou is die naam van Jesus. Amen. Maar hy begin om, en dis presies wat die Bybel doen, hy begin om vir jou te wys op sekere goed in die Bybel wat nie ooreenkom. Johannes het een ding gesien, Mattheus het 'n ander ding gesien, Lukas het 'n ander ding gesien, selfe situasie vanuit 'n ander oogpunt. En nou dink jy, hulle praat uit twee verskillende tonge. Kan ek jou net vinnig vertel, 'n jong man in die weermag, toe ek vir hom vra, hoekom dien jy nie die Here nie? Toe hy twee redes, die een is, want my pa is 'n Rooms-Katoliek en my ma is 'n Jehovah getuie en ek is confused. Die tweede rede is, hy sê, God sê vir ons mag nie jaloers wees nie. Maar dan sê hy sê jaloerse God. Hoe is dit dan, dat ons mag jaloers wees, maar hy mag jaloers wees? Het kost die gees van God om vir my te kan help, of vir hom te kan help. En vir hom te sê, weet jy wat, wanneer ek en jy jaloers is, dan soek ons iets wat nie ons is nie, en ons wat ons maak. Wanneer God jaloers is dit wat reeds syne is, wat hy net weer wil terug. God is maar net besitlik oor dit wat syne is. Ek en jy is God se maaksel. Ek en jy is deur God geroep. Ek en jy is deur Jesus Christus gered. God wil maar net hê dit wat syne is. En ek en jy moet kan verstaan hoe werk die hart van God. Ek en jy moet vanmôre kan weet, wie is hy? Toe Paulus gevra het, wie is hy Here? Het hy gesê, ek is Jesus, die Nasareër wat jy vervolg. Daar in Job 42 vers 5, kom Job en hy sê hierdie woorde, hy sê, van nou af, of tot nou toe, het ek net op hoor sê van u gehoor, maar nou het ek u van aangesig tot aangesig gesien. Kinders van die Here, jy wat vanmôre hier sit, hoe lang hoor jy al die woord van die Here? Vir hoeveel jare sit jy in die kerk en vir hoeveel jare hoor jy die woord van die Here? Glooi jy nog net op grond? Glooi jy nog net op grond van dit wat jy gehoor het, van dit wat 'n ander pastoor vir jou vertel het, op dit wat jy gelees het in die woord van die Here? Of glooi jy op grond van jou persoonlike ontmoeting met Jesus Christus? Dat ek kan weet dat ek weet, dis nie die Here wat dit kon doen. Dat ek weet, dis net die Here wat my kon red, dis net die Here wat my kon vergewe, dis net die Here wat my kon genees, dis net God wat my kon doop met sy Heilige Gees. Ek weet dat ek weet, want weet jy wat, God, of ook ander mense kan nog wegvat dit wat jy geleer het, ander mense kan wegvat dit wat ander mense in jou ore vir jou gesê het, maar niemand kan wegvat jou ondervinding met die met God gehad. Ek wil klaarmaak, om vir jou te kan sê, Jesus kom, en hy sê vir ons 'n paar goed, en ek gaan nou baie vinnig gaan, van hier af. Die vraag is, waar is jou Hosanna? Waar is jou Hosanna vanmôre? Waar is jou lofprysing tot eer van God? Waar is jou Hosanna wat sê, Here red ons? Jesus sê 7 dinge in die woord, wie hy is. Net soos wat hy vir Moses gesê het, toe hy vir Moses stuur om die Israeliete te gaan red, hy gaan sê vir hulle, ek is. Wie wat sê Jesus vir ons? Wie is hy? Hy sê in die eerste plek, ek is die brood van die lewe. Amen. Ek is die brood van die lewe. Daar in Johannes 6 vers 35. Wat beteken, hy is jou voorsiening. Jesus sê, ek is die wynstok.
Die ware wynstok. Hy sê, hierdie woorde, ek is die wynstok en julle is die lote. Hy sê, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Wie is jy? As jy die wynstok is, as jy die takkie wat jou lewe vind in hom, hy is die lewegewende God vir jou. Jesus kom en hy sê, ek is die opstanding en die lewe. Hy sê, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterf. Hy sê, die vierde ding, hy sê, ek is die lig van die wêreld. Nee, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal sekerlik nie in duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Jesus kom en hy kom sê, sesde ding, hy sê, ek is die deur. Die vyfde ding, ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan, en wyding vind. Jesus kom sê vir jou volgende een, hy sê, ek is die goeie herder, wat my lewe aflê, vir die skaap. Jesus kom sê, die laaste ding, hy sê, ek is die weg, die waarheid, en die lewe. Amen. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my. Die vraag is, wie is hy vir jou? Wie is hy vir jou vanmôre? Daar in 1 Timoteus 1 vers 15 kom die woord van die Here. Hy sê, dis 'n betroubare woord, en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het, om sondaars te red. En Paulus sê van wie ek die vernaamste is. Die 11de Mei 1986 stap ek in 'n kerk in, agter 'n meisie. Ek wou die meisie hê. God wou my hê. In 'n lied, he touched me and oh the joy that saved my soul. Something happened and now I know Jesus touched me and he made me whole. Quickly from my book. I can't go back. Want ek weet wie my gered. Wie is Jesus vir jou? Sluit jou oë daarmee is. Vanmôre sit hier manne en vroue. En ek weet God het hierdie woord vir my gegee. En as jy vanmôre nie seker is van jou saak met God, as jy nie seker is jy is 'n kind van God, as jy nie vanmôre onomwonde kan sê, ek het my hart en lewe vir Jesus gegee, en ek weet ek is op pad hemel toe. Wil jy nie vanmôre jou hand opsteek en sê, pastoor, bid saam met my. Ek wil vanmôre seker maak my saak met God is. Is dat so iemand? Is daar iemand wat vanmôre kan sê, daar is hande wat opgaan. Daar is hande wat opgaan, daar is hande wat opgaan. Daar is hande wat opgaan. Ek wil jou vra, daar waar jy is, staan vir my op in jou bank. En sê, ek wil vanmôre my hart opnuut vir Jesus hê. Ek wil vanmôre seker maak my saak met God is reg. As jy nie seker is nie, dan staan jy op. Dan staan jy op en jy maak vanmôre seker. Jy wat staan, sê saam met my, Here, ek kom na U toe. En ek vra U, vergewe my al my sondes. En maak my vanmôre U kind. Ek neem U aan as my persoonlike saligmaker. En ek wil U vanmôre, Here, verlosser. U is my saligmaker. U is my Here. En U is
my God, sê dankie Here vir u genade wat so groot is oor my lewe. In Jesus naam. Jy kan jou sitplek neem. As jy vanmôre God nodig het, of dit in jou finansies is, of dit in jou huwelik is, of dit vanmôre in jou liggaam is, wil jy nie vanmôre jou hand opsteek en sê, Here, sien my vanmôre raak. Sien vanmôre my liggaam raak. Kom bid vir Komandrie se vrou. Ons bid Here dat jy haar sal aanraak. Ons bid Here dat jy vanmôre haar sal genees. Dankie dat sy kan sê, hy is my geneesheer. Jy wat die Here nodig het, wil jy nie net daar opstaan, daar waar jy is. Staan net daar op waar jy is. Jy wat jou hand opgesteek het, nou staan op. Steek jou hand nou hoog op. En sê, dankie Here. Dankie dat u my raak sien vanmôre. Dankie dat u my vanmôre aanraak. Dankie dat u vanmôre ingryp. Dankie dat u vanmôre my geneesheer is, my voorsiener is, die God wat kragtiglik onderneem, die Here op wie ek vertrou. There is none like you, Lord. There is none like you. Ons eer Here. Dankie Here, dankie vir getuienisse wat nou na vore kom. Dankie vir manne en vroue wat kan getuig, my God het gehoor, my God het geantwoord, my God het ingegryp. En ons loof u daarvoor in Jesus naam. Net aan u kom toe die lof vir die eer, Here. Ons prys u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Amen. Ek het gevra vir 'n lied. Voordat jy sing, daar's 'n lied. Die lied se naam is Your presence is heaven to me. Maar hy begin met hierdie woorde. Who is like you, Lord, in all the earth? Kan jy dan vir my opgooi? Kyk gou daar. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty in this world. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Wil jy net saam met my staan en dit sing? Kijk hier recht te stil. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty in this world. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the God that won't run dry. Your presence is heaven to me.
Wie wil allemaal hemel toe gaan? Wie soek 'n stukkie hemel terwyl jy hier is? Your presence is heaven to me. Wie wil kry jy die meeste hemel? Dan jou binnekamer. As jy daar in jou binnekamer gaan en jy gaan speel, spandeer tyd met God, dan breek 'n stukkie hemel toe. Wanneer die kinders van die Here by mekaar kom en ons loof